Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag vriende, baie welkom by Doxadeo Tuinroete. Is 'n aanlyn boodskap. As ons nog ontmoet het nie, ek is Gerard en dis my voorreg om vandag saam met jou te kuier. Ons kop vandag ons Paasseisoen tema af, maar voordat ons dit doen, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie besondere tyd van die jaar ook, wat ons tyd kan eenkant sit, om te dink oor Jesus se dood en sy opstanding. Ons doen dit altyd, ons doen dit eintlik elke week, elke Sondag, maar spesifiek oor hierdie tyd. En dankie dat ons U kan vra, dat U deur die Heilige Gees in ons gedagtes en in hoe ons dink sal kom werk, sodat dit wat U bedoel het, dit wat U gedroom het, toe Jesus sy lewe gegee het en uit die dood uit opgestaan het, sodat dit al hoe meer deur ons lewens uitdrukking kan vind. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. So ons begin vandag met ons Paasseisoentyd tema. Ja, kan jy glo, volgende naweek is al Paasnaweek. Die jaar het gevlieg. En ons tema hier in Doxadeo Tuinroete hierdie jaar oor ons Paasseisoen is lewe. God is 'n God van lewe. Met al ons wetenskaplike kennis is dit nog steeds iets wat die mens nie kan doen nie. Ons kan uit lewe uit ander dinge skep, maar ons kan nie lewe skep nie. Ons kan al die elemente van 'n lewende organisme in 'n proefbuis gooi, maar ons kan nie lewe skep nie. God is die skepper van lewe, die bron van lewe. God lewe nie net nie, hy is lewegewend. En dit is ons tema vir hierdie Paasseisoen, lewe. Baie keer as mense aan Paasnaweek dink, dan is die fokus op Jesus se dood. En natuurlik, ons gaan hierdie jaar groot prys, feesvier en diep dink oor die dood van Jesus, maar selfs in Jesus se dood is die tema lewe. Hy het sy lewe vir ons gegee. Dit is nogal baie treffend en baie interessant. Dat daar twee groot verskille was tussen die tempels van ander godsdienste en die tempel wat God begin het. In ander godsdienste was daar gewoonlik 'n standbeeld van die God wat daar woon, 'n dooie beeld. In die tempel wat God gegee het, was daar nooit 'n beeld van 'n God nie. Hoekom nie? Want God het sy eie beeld gemaak. Lewende mense, man en vrou, geskep na God se beeld. God is so lewendig, dat selfs sy beeld lewendig is. En dan die ander treffende verskil, baie keer in die skrif word Jesus se dood sy offer genoem. Nou as ons dink aan die offers by ander godsdienste se tempels, dan was die offer, die dier wat geoffer is, baie keer doodgemaak in die tempel. Hy's daar geoffer. Maar in die tempel wat God gegee het, het dit baie anders gewerk. Die dier is geslag buitekant God se teenwoordigheid. Al wat in God se teenwoordigheid kon inkom, was die bloed. En God het gesê in Levitikus, want die lewe is in die bloed. Die dood kon nie in God se teenwoordigheid inkom nie. Want God is 'n God van lewe. Selfs die priesters wat in God se teenwoordigheid diens gedoen het en al die voorwerpe in die tempel is met bloed besprinkel. Want niks wat na dood lyk of ruik kon in God se teenwoordigheid in nie. Want God is lewe. En dis hoekom oor en oor daar in die Nuwe Testament na Jesus se dood verwys word as sy offer, want hy het sy lewe gegee. Hoe het Jesus self gesê? Ek het gekom dat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. So dit is ons tema vir hierdie Paasseisoentyd. Lewe.
En ek wil 'n bietjie saam met jou dink oor hoe ons as mense gewoonlik aan lewe dink. Dit lyk vir my ons het so iets soos sekere vlakke van lewe. Hoewel jy dood en dan het jy lewe. Lewe in die sin van net oorlewing, jy bestaan en dan het jy 'n beter lewe. Dis mos hoe ons praat net. Dis nou die lewe, the good life. Die beter lewe. Daar's 'n hele advertensie wese gebou op die mens se behoefte aan 'n beter lewe. Nee, ons sien dit, kyk hoe gelukkig is die ou, hy het die kar gekoop, die beter lewe. 'n Quality lifestyle, nee, dis hoe aftreewoorde baie keer bemark word. Kyk, koop jou hier eiendom en alles jy 70 gaan jy lyk soos 40. Quality life. En dis waarna baie jong mense aspireer, dis waarna hulle streef. Hulle werk vir geld sodat hulle 'n beter lewe kan hê. Dood, lewe, beter lewe. Maar sê nou dat iets in ons wêreld gebeur wat 'n ander kategorie geskep het as dit kom by lewe. 'n Nuwe kategorie wat alles herdefinieer. Kom ek vat 'n voorbeeld. Kan jy terugdink, donkiejare terug, toe mense nog in donkiekarre gery het of in perdekarre. Dit was natuurlik klaar beter lewe, né? As toe mense moes stap om ergens te kom of met 'n perd of 'n donkie moes ry. Nou is daar 'n donkiekar en hy het wiele en jy kan goed inlaai en jy kan lekker travel. Jy sit. So dit was die beter lewe. Sê nou ons het in daai tyd gelewe en iemand het na ons toe gekom en gesê, luister, daar gaan 'n manier van vervoer kom, 'n voertuig wat nuwe definisie aan alles gaan gee. Selfs perdekrag gaan nie meer wees hoeveel perde is voor jou wa nie. Dit gaan 'n eenheid wees waarin die krag van 'n masjien gemeet word. Ek en jy sou daar staan en so dink, waarvan praat jy? Ons weet nie eens wat is 'n masjien nie. Hy is van sy kop af, hy's mal. Maar dit het gebeur. Dat 'n nuwe manier van vervoer gekom en dit het alles geherdefinieer. Eintlik het dit die wêreld vir altyd verander, né? Nuwe manier van vervoer. Nou sê nou so iets het gebeur as dit kom by lewe. Dat daar 'n nuwe tipe lewe is wat eintlik al die ander maniere van dink oor lewe wil herdefinieer. Kan dit wees? Ek wil jou uitnooi om daai vraag sommer net so baie naby te hou. Is daar 'n nuwe tipe lewe hier in ons lewe, in ons wêreld? Hou dit baie naby en dan lees ons saam een van ons kernskrifgedeeltes vir hierdie jaar. Ons werk baie uit die 2 Korintiërsbriewe uit en een van ons kernskrifgedeeltes 2 Korintiërs 4 vers 6. Ons het al daaroor begin gesels, maar kom ons lees dit weer saam eintlik van vers 5 af en ons lees dit met hierdie vraag: het 'n nuwe tipe lewe begin? En hoe dink ons dan oor lewe? Paulus skryf in 2 Korintiërs 4 van vers 5 af: ons verkondig immers nie onsself nie, maar Jesus Christus as Here. Verkondig hierso letterlik beteken to proclaim after the manner of a herald, 'n koninklike boodskapper, always with a suggestion of formality, gravity and an authority. Dan word verkondig is 'n koninklike aankondiging. Wat is die koninklike aankondiging? Paulus sê is nie onsself nie, dis Jesus Christus as Here. Here was mos nou die keiser se titel. Almal het dit geweet in daai wêreld waar Paulus rondgetravel het. Caesar is Lord. In daai wêreld kom Paulus met 'n ander koninklike aankondiging. Dat 'n ander heerskappy begin. Wie? Jesus wat die Christus is, die gesalfde koning wat God vir die volk Israel beloof het. Daai Christus is nou die Here. Hy's die Here van hierdie wêreld. Hy's koning. Dit is die koninklike aankondiging wat Paulus gemaak het. Natuurlik 'n heel ander tipe koning. In 1 Korintiërs skryf hy, ons verkondig 'n gekruisigde Christus. Dwaasheid vir die Grieke,
Hoe stupid kan jy nou wees om te dink dat jy in 'n koning kan glo wat deur die empires doodgemaak is? 'n Struikelblok vir die Jode. Hulle het nie 'n koning gesoek wat doodgemaak is, 'n Christus wat doodgemaak is nie, maar dis die tipe koning wat Paulus verkondig. Jesus, die gekruisigde Christus. En vriende, kom ons herinner mekaar weer. Ons is nou op pad na Paasnaweek toe. Die eerste betekenis van die opstanding van Jesus vir die eerste gelowiges was juis dit. Gaan lees maar die eerste preek in Handelinge 2. Die eerste preek oor Jesus. Toe Jesus gelewe het, fisies rondgeloop het hier op aarde, was die groot vraag, is hy die Christus? Duidelik het Jesus so gedink, en van sy volgelinge. En toe die empire van hierdie wêreld, die magtigste empire wat die wêreld nog ooit gesien het, tot vandag toe, die Romeinse Ryk. Toe daai empire saam met die mees toegewyde godsdiens wat die wêreld tot toe nog gesien het, die Jode, toe daai twee saamkom en hulle kruisig Jesus as 'n wannabe koning, toe wek God Jesus uit die dood uit op. En wat het dit vir die eerste gelowiges beteken? Jesus was reg. Hy is die Christus. En nou is hy die Here, die koning. Dit is die koninklike aankondiging van Paulus. En omdat Jesus 'n gekruisigde Christus is, hoor wat sê Paulus, ons verkondig, immers nie onsself nie, maar Jesus Christus as Here en onsself as julle diensknegte ter wille van Jesus. Eintlik staan daar nie ter wille van Jesus nie, maar as gevolg van Jesus. Omdat dit die tipe koning is, het hy alles kom herdefinieer. Koningskap, gesag, dienskneg, boodskappers, alles. En selfs sy boodskappers, sy koninklike boodskappers is nou diensknegte van die gemeente. Want hierdie koning het kom dien. Heel ander tipe koning. Maar wat het God deur hierdie koning, Jesus Christus, kom doen? Hoor wat skryf Paulus. Want God wat gesê het, laat daar uit duisternis lig skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Daar's so baie in hierdie vers en ons het al daaroor gesels en ons gaan hierdie jaar baie hieroor praat. Kom ons vat hom stukkie vir stukkie. Want God wat gesê het dat daar uit die duisternis lig moet skyn, met ander woorde die God wat alles geskep het. Dis mos hoe die skepping begin het. In die begin het God hemel en aarde geskep. Aarde was woes en leeg en duisternis het geheers of was op die wêreldvloed en God het gesê, laat daar lig wees. En dit was die begin. Dit was waar lewe begin het. Lewe van die kleinste blaartjie tot die grootste dier tot mens wees. Lewe het daar begin. God wat lewe in die begin geskep het nou 'n gesig en 'n naam. Ons sien die heerlikheid van daai God in die gesig van Jesus. En daai heerlikheid skyn nou. God skyn nou deur Jesus in ons harte. Dit kan maklik klink asof God net mense wil help om nie in duisternis te lewe nie. Dis baie meer as dit. Die klein wat Paulus maak oor Jesus is, God wat alles geskep het nou mens geword, sodat hy weer 'n skepingsdaad kan doen. Dis die lig wat weer skyn. Maar wat is hierdie skepingsdaad? Dis niks minder as nuwe skepping nie. En hieroor moet ons bietjie gesels, sodat ons kan dink, van watter lewe praat ons dan nou? Nuwe skepping, wat is dit? In die ou verbond het God al beloof, Jesaja 65 vers 17, want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde. En aan die vorige dinge sal nie gedink word nie, hulle sal in die hart nie opkom nie.
God wat alles geskep het, lewe in die begin geskep het gesê hy gaan 'n nuwe skepping skep. Wat beteken dit? Beteken dit hy gaan die ou een vat en in die asblik opvrommel en in die asblik smyt en 'n ander een maak? Nee. Die skrif begin met die skepping en dit eindig met nuwe skepping, en as dit eindig met nuwe skepping, wat sê die een wat op die troon sit? Kyk, ek maak alles nuut. Nie kyk, ek maak al die nuwe dinge nie. Kyk, ek maak alles. Wat se alles? Alles wat God geskep het, maak hy nuut. Nuwe skepping is nie 'n vervanging van die ou skepping nie, dis 'n vernuwing van die skepping. En vriende, ons gaan dit oor en oor en oor vir mekaar moet sê. Oor en oor, totdat dit die eerste ding is waaraan ons dink as ons aan Jesus dink. Want Jesus is in die middel van die skrif, die hoogtepunt van die skrif, maar die skrif begin met skepping van hemel en aarde en die eindig met nuutmaak van hemel en aarde, en dis van daardie storie wat Jesus die hoogtepunt is. So as ons dink oor Jesus se dood en opstanding, moet ons dink aan nuwe skepping. Iemand het gesê, Christianity is about new creation, or it's about nothing. En hoe meer ek met die skrif besig is, hoe meer besef ek, dit is die waarheid. God het beloof, hy gaan alles nuut maak. Nou wat het hy nou deur Jesus kom doen? Baie interessant, oor en oor, in die ou verbond, deur die profete, beloof God, een van die eienskappe van die nuwe skepping, is dat die kennis van sy heerlikheid, kom ons lees dit, Habakuk 2 vers 14, een van ons kernverse in ons doxadeo bediening, in ons roeping, want die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Die kennis van die heerlikheid van die Here, in nuwe skepping sal die kennis van die heerlikheid van die Here alles vul. Maar wat sê Paulus nou in die vers? God wat alles geskep het, skyn nou in ons harte om verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van die Here in die gesig van Jesus. Met ander woorde, nuwe skepping het begin. God gaan die hele skepping vul. He's going to flood creation with his glory. Maar hy het klaar begin om ons harte te vul met die kennis van daardie heerlikheid. So 'n nuwe skepping het begin. Kom ons kyk na nog 'n paar verse, laat ons dit kan vasmaak. Net in die volgende hoofstuk skryf Paulus, hoofstuk 5, 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, nuwe skepping. Dit het begin. Dis hoe Johannes 1 oor Jesus skryf. Is dit nie wat die doop ook sê nie, né? Deur die doop is ons dus saam met hom begrawe in die dood, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. Nuwe skepping het begin deur Jesus. Dis deel van wat ons vier, vriende. Wanneer ons hierdie naweek Jesus se dood en sy opstanding gaan vier, hierdie komende naweek. Dit is hoe die Skepper God, omdat hy liefde is, sy skepping wat hy so lief het, begin nuut maak. God het gesê, laat lig skyn, en deur die gesig van Jesus skyn hy nou weer, en waar begin hy? In mense se harte. Dis waar hy begin. Kom ons gesels so 'n bietjie dan oor nuwe skepping en hierdie nuwe tipe lewe. Is dit dan nou net 'n upgrade van die vorige lewe, die lewe wat God aan die begin geskep het? Of is dit 'n heel nuwe tipe lewe? Hy sê, deur die magtige heerlikheid van die Vader, daar's daai woord weer, heerlikheid, is ons nou saam met Christus opgewek in 'n nuwe lewe. 'n Nuwe tipe lewe. Net verder in hierdie hoofstuk skryf Paulus, die sterwe van Jesus dra ons altyd in ons liggaam met ons saam,
sodat ook die lewe van Jesus in ons liggaam sigbaar kan word. Hoor gou wat sê Paulus. Ons liggame dra nog die lewe van God se eerste skepping en dit het mos nou iets geword wat God nie bedoel het om te wees nie toe die mens sonde doen. Maar in ons dra ons ook 'n ander lewe. Die lewe van Jesus self. Oor en oor in die Nuwe Testament is dit wat ons hoor, wat Jesus accomplish het met sy dood, sy opstanding en toe hy in die hemel ingeneem is. Dat kom ons sê dit, 'n nuwe geboorte plaasgevind. Nuwe lewe het in ons kom lewe. Nuwe skepping het begin, maar dis die lewe van nuwe skepping. Hoor hoe skryf Paulus, Romeine 8, as die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon. Hy kom kuier nie, hy woon. Sal hy wat Christus uit die dood uit opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Dis wat Paulus in 2 Korintiërs 3 ook sê. Hierdie lewe van God wat nou die nuwe skepingslewe is, hy deur die Heilige Gees in ons kom woon. Natuurlik vat dit ons ook weer terug na die skepping toe, né? Toe God aan die begin hemel en aarde geskep het en die aarde woes en leeg was en duisternis oor die wêreld vloed was, het die Gees van God gewaai, gebroei, sê die een vertaling. En toe God sê, laat daar lig wees, toe sê dit die Gees wat God lewe skep. Nou is God weer besig met 'n skepingswerk. Wat is hierdie skepingswerk? Is dit 'n afskryf van die ou skepping? Nee, as die Gees van hom wat Jesus uit die dood het opgewek, het God Jesus se ou liggaam afgeskryf? Nee, hy het dit deur die Gees lewend gemaak. As daardie Gees in ons woon, gaan hy ook ons sterflike liggame lewendig maak. Opstandingslewe, nuwe skepingslewe woon nou in jou en in my deur die Heilige Gees. Wat is opstandingslewe? Wat is nuwe skepingslewe? Dis 'n tipe lewe wat nie die lewe wat God aan die begin geskep het afskryf nie, maar dit nuut maak. Dieselfde Gees gaan selfs ons liggame wat deur God geskep is reg aan die begin nuut maak, uit die dood uit opwek. Dis die tipe lewe wat nou in ons woon. Die lewe van Jesus self. En vriende, dis die uitnodiging van hierdie seisoentyd, Passeisoen, om weer bewus te raak van hoe groot dit is wat God in en deur Jesus kom doen het en aan die doen is. Bewus te raak, soos daai oom vir my gesê het toe ek 8 jaar oud is. Die bloed van Jesus maak jou skoon genoeg dat die Heilige Gees in jou kan woon. Die lewe van God wat nuwe lewe skep, is 'n ander tipe lewe as wat hy aan die begin geskep het. In die begin het hy lewe geskep en deur die sonde van Adam het daai lewe in 'n verkeerde rigting gegaan, in die rigting van die dood. Maar nou het God 'n nuwe tipe lewe kom skep deur Jesus, wat selfs daai lewe vat en dit nuut maak. 'n Nuwe kwaliteit, 'n nuwe tipe lewe, 'n ander, noem dit dan nou maar so, DNA. Die lewe van God self, wat lewe skep, selfs uit die dood uit, woon nou in ons. Kan ek jou uitnooi
kan ek jou uitnooi om hierdie seisoentyd jou oop te stel vir hierdie ontdekking. En kom ons vat nog so 'n paar versies, net om te sien, dit is nie net hier en daar nie, dit is regtig die storie. Paulus skryf, nog 'n skrifgedeelte, om jou uit te nooi om te dink oor die lewe wat in jou woon en werk. Hy sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dit is of Paulus baie keer amper soos wisselterme. Christus leef in my, die Heilige Gees woon in my, die Gees van Christus woon in my, die lewe, die opstandingslewe wat ons in Jesus sien, toe hy uit die dood uit opstaan, daai lewe woon nou en lewe in ons. Hoe weet ek dit? Hoe weet ek dat die lewe van God, die lewe wat deur die Heilige Gees nuwe lewe skep, in my woon? Paulus sê in 1 Korintiërs 12 vers 3, hy sê, niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees nie. Dis die ontdekking wat ek jou wil uitnooi om te hoor. Dis hoe groot Jesus se dood en opstanding is. Dis niks minder as die begin van nuwe skepping nie. En daai lewe woon nou en werk in jou deur die Heilige Gees. Paulus sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. En wat ek nou in die vlees lewe. Met ander woorde, ek is nie 'n zombie nie. Nee, ek dra nog die lewe van die eerste skepping. Ek dink nog, ek voel nog, ek kan dinge doen, ek het 'n liggaam. Daai lewe dra ek nog in my. Maar daar's 'n nuwe geboorte en ek identifiseer myself nie meer met daai lewe soos dit was nie. Ek identifiseer myself met die lewe van Christus in my. Is dit nie wat die doop is nie? Die doop sê ek het begrawe in die dood, my ou mens wees, en ek het saam met Christus opgestaan. Nuwe lewe, nuwe kwaliteit, nuwe tipe lewe, opstandingslewe, lewe wat uit dood uit, daar waar God sê, die eerste lewe wat God geskep het, doodgaan, wat selfs uit dit uit, nuwe lewe skep. Daai lewe woon nou in my. En hoe leef ek dit? Die lewe wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God. Paulus skryf dit later in 2 Korintiërs 4 ook, ons lewe nie deur wat ons sien. Jy kan nie hierdie lewe, hierdie kragtige lewe van God, jy kan nie dit met jou oë sien, dis in my nie. Jy sien dit deur geloof. Jy sien dit deur na Jesus te kyk en te besef wat hy kom doen het. En dat die Gees nou in my woon, want dis hoekom ek na Jesus kan kyk. Ek kan sien dat hy die Christus is. Dit's net deur die Gees. Ek lewe hierdie lewe deur geloof. En Paulus het dit so deel gemaak van hoe hy dink oor alles, selfs sy lyding. As dinge nou lyk of Jesus nie koning is nie, as dinge lyk of hy nie die apostel van God is nie, selfs in sy lyding het hy gesien en geleer om so te dink. Ja, maar die lewe van God woon in my. Werk in my. En dit het sy perspektief op al die fasette van sy lewe hier in die wêreld, terwyl alles nog nie nuut gemaak is nie. Dit het sy perspektief heeltemal verander. Daar's 'n bron van krag en energie, nuwe lewe wat in jou woon en werk deur die Heilige Gees. Daarom sê hy later in hoofstuk 4, daarom gee ons nie moed op nie, want selfs al vergaan ons uiterlike mens, ons innerlike mens wil dag na dag vernuwe. So in ons uiterlike menswees, ons liggame, in ons uiterlike menswees, dra ons nog die eerste lewe wat God geskep het, en die effek van Adam se sonde. Maar terselfdertyd is daar 'n nuwe lewe
wat deur die Heilige Gees vernuwend klaar in ons menswees woon en werk. En Paulus het geleer om vanuit die bron van daardie lewe te leef. Hy skryf dit in 2 Korintiërs 2, toe hy moed opgegee het op die lewe, toe het hy geleer om sy vertroue te stel in die God wat dooies opwek. Baie keer is dit juis in die moeilike tye wat ons leer om te lewe vanuit 'n ander bron. Die bron van God se Gees, die nuwe lewe, die nuwe skepingslewe wat in ons nou woon en werk. Wat is die DNA van hierdie lewe? Kan ek gou weer teruggaan na daai Galasiërs 2 vers 20. Ek is saam met Christus gekruisig, ek lewe nie meer nie, Christus lewe in my. En die lewe wat ek nou lewe, leef ek deur die geloof, nie deur wat ek sien nie, deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my gegee het. Wat is die DNA van die lewe wat nou in ons lewe? Die lewe van Jesus self. Wat is die heerlikheid van God wat ons sien as ons na Jesus se gesig kyk? Die liefde van die Seun van God, die Christus, die koning wat sy lewe vir my gegee het. En my vriend, dit is my gebed vir my en vir jou, dat ons in hierdie Paasseisoen in verwondering sal staan oor die liefde van Christus, maar dat ons sal besef, daai liefde, deur die werking van die Gees, het 'n nuwe lewe met 'n nuwe DNA in ons geword. Hier is 'n onuitputbare bron van nuwe lewe in ons. Paulus skryf so, hy sê, ons dra hierdie skat in kleipotte, sodat die buitengewone krag duidelik van God kom en nie van ons nie. Daar's 'n bron van onuitputlike krag, die krag van God. Ja, as ek na my uiterlike lewe kyk, lyk dit nie altyd so nie. So miskien nou iets oor dit sê, maar hier's 'n bron hier binne. Ag, nog net 2 versies. In Galasiërs skryf Paulus, hy sê, nog die besnydenis, nog die onbesnydenheid het enige betekenis, maar nuwe skepping. Wat was die volgende hoofstuk? Daar was 'n hoofstuk van besnydenis, die Jode en die onbesnydenis. Dit was 'n lang hoofstuk, tot en met Jesus. Maar toe Jesus sterf en hy die dood uit opstaan, toe begin 'n nuwe hoofstuk. Wat is hierdie nuwe hoofstuk? Nuwe skepping. Dis waaraan mense nou uitgeken word. God se mense is nou nuwe skepingsmense. En hoor hoe beskryf hy hierdie mense, want in Christus Jesus het nog die besnydenheid, nog die onbesnydenheid enige krag. Maar die geloof wat deur liefde werk. Hoe lewe ons hierdie lewe? Vanuit hierdie onuitput deur geloof. Maar daai geloof word deur liefde gewerk. Die woordjie vir daai werk is energize. En ek weet daar's baie mense wat nou al met oosterse godsdienste te doen gehad het of gehoor het daarvan, en dat oosterse godsdienste baie die woordjie energie gebruik. Onthou, die duiwel kan niks skep nie, hy kan net kopie. Energie is die woordjie wat in die Nuwe Testament gebruik word oor en oor vir God se werk in ons. Waar kom jou geloof vandaan? Dis deur die liefde van Christus ge-energize, deur die werk van die Heilige Gees. Aan die een kant is dit die liefde van Christus wat geloof energize, maar aan die ander kant is dit geloof wat liefde energize. Nou word ons 'n community van mense wat lief het. Hoekom? Want ons glo Jesus is die koning, hy het oorwin, hy het uit die dood uit opgestaan, nuwe skepping het begin, 'n ander heerskappy word nou aangekondig, en die DNA van daai lewe in ons. Die liefde van Christus self. En dit lyk vir my,
of Paulus 'n prentjie het dat God besig is om hierdie lewe in hierdie wêreld te laat versprei. Die heerlikheid van die Here het begin om die aarde te vul, soos hy beloof het. Deur die gesig van Jesus skyn die heerlikheid in ons harte en ons dra hierdie heerlikheid soos in 'n erdekruik. Ek lees in die week 'n storie van die Britse ambassadeur na die FSA toe, in die FSA, net na die Tweede Wêreldoorlog toe, in 'n koue oorlog was. Dit was mos nou 'n koue oorlog, informasie was alles. En die Weste teen Rusland, die groot moondhede, FSA, Brittanje en Rusland. So die sensitiewe inligting was eintlik die krag van daai tydperk. En hierdie ambassadeur in Amerika was baie keer die middelman tussen die president van die FSA en die eerste minister van Brittanje en moes sensitiewe inligting oor en weer laat gaan. Daar was 'n koerier wat met 'n verseelde koevert op 'n vliegtuig geklim het elke dag, sê hy. En dan het hy sulke inligting heen en weer, sensitiewe inligting. Maar hy sê baie interessant. Die heel belangrikste inligting, as daar iets is wat hy geweet het, dit moenie in die vyand se hande beland nie, dan het hy dit in 'n gewone koevert gesit en met die gewone posdiens gestuur. Want die vyand sou dit nie verwag nie. Dit lyk vir my uit alles wat Paulus oor Jesus se koningskap skryf. En ons wat nou deelneem aan hierdie heerlikheid wat nou die aarde vul, of Paulus so gedagte het. Ons uiterlike lyk nie na baie nie, erdekruike. Maar terwyl die magte in hierdie wêreld, en daar is nog steeds sulke magte, nie Jesus se koningskap wil erken nie. Terwyl daar magte in hierdie wêreld is wat hierdie nuwe tipe lewe, waarvan die DNA, die liefde van Christus is, wil teenwerk. Onthou, Paulus was een van daai mense. Terwyl dit so is God klaar besig om die aarde te vul met sy heerlikheid. Hy vervoer sy heerlikheid op maniere wat die vyand nie kan dink nie. En hy uitoorlê die vyand. En as die vyand se oë uitvee, dan staan daar 'n gemeente wat mekaar liefhet en hulle omgewing dien. En die heerlikheid van die Here en die koning wat aan die kruis oorwin het, is besig om die aarde te vul. En vriende, dis my gebed, dat in hierdie Paasseisoentyd, dat ons die grootheid van wie Jesus is en wat hy kom doen het en nog steeds aan die doen is, net opnuut sal sien. En dat jy sal in jouself sien dan, ek leef nie meer, Christus leef in my. Die lewe van Jesus is in my. Wat is die DNA van hierdie lewe? Ek lewe deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het. Daai DNA groei nou hier in hierdie gemeente, sodat die aarde gevul kan word met die heerlikheid van die Here. Dit is die tema van ons seisoentyd. En ek wil vir jou bid, en ek hoop jy bid vir my, dat die Here vir ons al hoe meer sal help om vanuit hierdie bron, hoe sê hy, buitengewone krag van God, wat selfs uit die dood uit lewe kan skep, om vanuit hierdie bron van lewe te lewe. En dan wil ek jou ook vra, ons gaan met Goeie Vrydag fokus op Jesus wat sy lewe vir ons gegee het. Dis 'n ideale geleentheid. Baie mense gaan ons net Kerstyd en Paastyd kerk toe. Dis 'n ideale geleentheid om iemand te nooi. Ons gaan 'n uitnodiging maak en kom ons bid ook vir daardie geleenthede. En neem deel aan die geleenthede oor die Paasnaweek. Neem deel, want ons glo Jesus gaan deur dit mense roep. En mense wat klaar hom volg, help om te sien, dit is die lewe waarvan ons nou deel is, wat nou in ons lewe, die lewe wat nuwe lewe skep. Kom ons bid saam en kom ons prys die Here vir die lewe wat hy kom skep het, ook nou in ons. Kom ons bid saam. Here, as ons dink aan lewe en U wat die skepper is, dan staan ons nog steeds in verwondering. Toe U gesê het, laat daar lig wees,
en lewe begin het. Lewe in al sy wonderlike, diverse forme, ontelbare uitdrukkings van lewe wat U geskep het. Ons staan nog steeds in verwondering en ons prys U vir U skepping. En Here, as ons dan nou kyk na die gesig van Jesus, dan bid ons vir mekaar, dat U ons sal help om te glo, dat nuwe skepping begin het. Dat U ons sal help om nie te dink, om nie meer aan die lewe net te dink in terme van hoe die wêreld daaraan dink nie, maar om te besef dat U deur Jesus en nou ook deur die Heilige Gees nuwe lewe in ons kom plaas het. En dat U ons sal help om vanuit die bron van hierdie lewe ons lewe aan te pak. Die krag, die energie van die liefde van Christus. Die DNA van U heerlikheid. Wat nou in ons woon, ons is soos aardekruike, sodat die aarde gevul kan word. Here, help ons hierdie seisoentyd, hierdie Paasseisoen, om in nog groter verwondering te staan voor Jesus. Die krag, die koning, die skepper van nuwe skepping. Ons bid dit in Jesus se naam. Ons bid vir ons feesgeleenthede. Ons bid, Here, dat U mense sal trek, veral Vrydag na die feesdienste toe, dat U mense sal trek. En wanneer hulle daar is, dat U mense sal trek na Jesus toe. Dat mense U heerlikheid in die gesig van Jesus sal sien. En dat die liefde van Christus nuwe geloof sal genereer in mense, sodat die aarde gevul kan word met U heerlikheid. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Vriende, was lekker om saam met jou te kuier en seën vir die seisoentyd, en ons kuier weer volgende week saam wanneer ons Goeie Vrydag vier.